Goeiedag, baie welkom by Uitse Gemeente se aanlyn erediens vir Sondag 14 Junie. Die pas afgelope week in die Weskaap het ons 'n tipiese Kaapse winterstorm beleef wat gepaard gegaan het met ysige koue en baie reën. Ons is egter ook midde in 'n storm van heeltemal 'n ander aard. En dit is 'n storm wat die koronavirus veroorsaak het. Ek wil graag die volgende 2 Sondae stil staan by die tema geloof midde in 'n storm. Nie die soort storm wat koue en reën bring nie, maar wel die soort storm wat iets soos COVID-19 in ons lewe veroorsaak. Hoe lyk geloof midde in so 'n storm? Die pas afgelope Woensdag het ek vir die eerste keer in 3 maande 'n boodskap in die kerk gegee. Dit was by 'n begrafnis gewees. Op 'n manier was dit goed gewees om in die kerkgebou te wees. Aan die ander kant was dit ook baie vreemd en baie anders. Ons kon net 50 mense wees. Almal wat by die diens was, se temperatuur moes gemeet geword het en hulle name in 'n register opgeskryf word. Diegene wat teenwoordig was, moes ver uit mekaar uitsit. Ons kon nie sing nie. En die heel ergste vir my persoonlik was, dat ons na die tyd nie kon tee drink nie, en daar nie geleentheid was by hierdie herinneringsdiens om met die familie te simpatiseer nie. Ons sal egter 'n tyd lank aan hierdie vreemde manier van kerk hou gewoond moet raak, en by die kerk werk ons hard daaraan om net alles reg te kry, gereed te kry, en dat indien dit moontlik is, dat ons weer aan die begin van Julie eredienste in die kerkgebou kan begin hou, al gaan dit baie vreemd en al gaan dit baie anders wees. Ek kon nie anders as om Woensdag in die kerkgebou, Woensdag was maar 'n baie triestige dag gewees, en daar by die begrafnis kon ek nie anders om te sien hoe die sonlig deur die gekleurde loodglasvensters van die kerk skyn nie. En dit het my laat dink aan die situasie waarin ons onsself nou bevind, en die lig wat by die kerk ingeskyn het, was vir my simbolies gewees van God se lig wat in ons lewe bly skyn, ongeag hoe groot die storms van die lewe ook al mag wees. Wat die aankondigings betref, wil ek vra dat jy sal kyk na dit wat elektronies uitgestuur is. Daar sal jy ook sien dat die gemeente wil baie graag baie dankie sê vir soveel lidmate wat ook in hierdie tyd steeds ook finansiëel bydra tot die gemeente. Uit die aard van die saak bring die situasie waarin ons onsself bevind ook vir die gemeente groot finansiële uitdagings, en ons is dankbaar vir die finansiële meelewing van lidmate, en dat lidmate dit ook moontlik maak dat ons in hierdie tyd steeds nog by 'n hele aantal projekte betrokke kan wees. Dankie onder meer vir die bydraes wat ons vir die sop in 'n bottel projek vir Merwel ontvang. Ons wil graag met die nodige permitte die sop en ook ander skenkings wat ons ontvang, wil ons teen die einde van die maand se kan deurneem na Merwel toe, en baie dankie ook vir u meelewing rakende dit. Soos gebruiklik wil ons ook vandag geluk sê aan diegene wat vandag en die komende week verjaar. Daar is 'n hele klompie mense wat vandag verjaar, en vir hulle wil ek graag baie geluk sê en by die naam noem. Lindy Lou Bekes, Jan Engelbreg, Simon Pretorius, Jan Roos, Pieter Snyman en Johan van die Kerk. Hulle almal verjaar vandag. Baie geluk aan julle. Mag dit vir julle 'n baie mooi dag wees. Kom ons sit so en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend u naam kan aanroep. Here, dankie dat ons kan weet dat u die lig is wat in ons lewe bly inskyn, ook Here as ons lewens nie altyd, Here, so lekker sin maak nie.
as dit uit fokus uitgaan. Here, as ons nie so lekker verstaan wat aangaan nie. Dankie dat U steeds ook dan vir ons 'n God wil wees. Dankie dat U nou 'n God vir ons wil wees en dat ons U naam kan aanroep. Ons loof en prys U naam. Amen. Geloof midde in 'n storm. Ek wil graag die volgende 2 Sondae stil staan by die verhaal van Job. Vandag gaan ons lees eers 1 vers uit Job, hoofstuk 1, en dan gaan ons ook die eerste 10 verse van Job 2 saam lees. In Job 1 vers 1 kry ons hierdie woorde. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. En dan gaan ons aan in ons lees van Job 2 af, nadat ons hierdie wonderlike stuk getuienis van Job kry. In Job 1 vers 1 gaan ons aan in ons lees uit Job 2 van vers 1 af. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir die Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te rioneer. Die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy U dan nie in U gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir die Satan, goed, hy is in jou mag. Net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie? Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. Ek wil graag vandag se boodskap begin deur 'n storie te vertel, en dit is die verhaal van 'n regter met die naam Joan Lefkow wat na 'n dag se harde werk by haar huis gekom het in die voorstad van Chicago, en hier het sy beide haar man en haar ma dood aangetref. Hulle is vermoor. Beide slagoffers is in die kop geskiet. Alhoewel DNA monsters gevind is, sou dit baie lank neem voor die moordenaar en die motief vir die moord sou blyk. Sy het nie geweet waarom die moorde plaasgevind het nie. En haar lewe is ingrypend en vir altyd is dit verander. 9 maande later, in 'n onderhoud met die Chicago Tribune, vertel sy van 'n verhaal wat haar moeder altyd vir haar oor hulle plaas vertel het. Vir tye was daar nie reën nie en was dit baie droog gewees. Dan het dit weer gereën en almal was bly. Dan sou my pa by die deur uitkyk en sê, die Here gee en die Here neem. Hierdie woorde van haar pa wat haar ma vir haar meegedeel het die hele lewe, haar hele lewe met haar en by haar gebly. En haar eie getuienis in die lewe was gewees, as 'n reisiger hier op aarde voel ek dat ek nie kan aanspraak maak op baie in die lewe nie. Dit is jou verantwoordelikheid om die teenspoed te aanvaar, net soos jy graag ook voorspoed in jou lewe wil aanvaar. En daarmee is hy natuurlik verwys na Job se woorde in Job 2 vers 10. Op 10 Maart 2016 is 'n selfmoordnota by 'n ene Bart Ross, 'n elektriesien, gevind. Daarin beken hy moord op Joan Lefkow se man en se ma. Joan het vroeër
teen hom uitspraak gelewer in 'n saak oor mediese wanpraktyke. Sy DNA en sy vuurwapen het gepas by die getuienis wat op die moordtoneel gevind is. Verliese soos hierdie gryp 'n mens aan die hart. En daar's natuurlik baie ander verhale wat baie nader aan ons is as hierdie verhaal. Soveel verhale net in die tyd waarin ons onsself nou bevind. Wat maak ons as Christene met so 'n situasie? Hoe bring ons geloof in God en intense lyding? Hoe bring ons dit by mekaar uit? Ligte, maklike antwoorde werk nie. Wat maak ons met hierdie harde werklikhede? Hoe hou ons aan God vas, terwyl alles rondom ons verkrummel? Die boek Job handel oor hierdie geweldige vraag. Die arme Job. Daar is soveel slegte dinge wat hierdie goeie man oorgekom het. Dit voel amper of dit nie nog slegter met Job kon gaan nie. Job was 'n ryk man. In hoofstuk 1 word vertel, hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 pare trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy 'n belangrike en 'n vername man gewees. Alles wat hy gehad het hy verloor. Die 500 osse, sowel as die 500 donkies, is deur die mense van Skeba gesteel. Hulle het ook Job se slawe wat die diere opgepas het, doodgemaak. Wat meer is, die 7000 skape en bokke wat Job gehad het, is deur weerlig doodgeslaan en saam met die mense wat hierdie diere opgepas is. Hulle het ook gesterf. En toe Job nog wonder wat aangaan, kom die Galdeërs en steel die 3000 kamele wat hy gehad het en maak die slawe dood wat die diere opgepas het. En asof dit nie genoeg is nie, waai 'n baie sterk wind die huis waarin sy kinders is, se mure om. En al 10 Job se kinders is dood in hierdie ramp. Dit kon nie slegter gegaan het met Job nie. Maar tog het dit nog slegter gegaan. In Job 2 vers 1 verskuif die toneel vir 'n tweede keer in 2 hoofstukke van die aarde na die hemel. Hier word 'n hemelse vergadering gehou. Die hemelwesens kom voor God staan waar hy as heerser, as koning op sy troon sit. Die Satan was ook tussen hierdie hemelwesens. Op God se vraag oor waar hy vandaan kom, antwoord die Satan dat hy die wêreld deurkruis het. En my dienaar Job, het jy hom gesien? Vra God vir Satan. God het Job se karakter as ware in sy vertoonkas geplaas. Die Satan se argument was dat Job nie vir God gedien het met suiwer motiewe en uit 'n suiwer hart nie, maar omdat dit vir hom baie persoonlike voordeel ingehou het. Sy uitdaging was dat Job sy rug op God sou draai, sodra die voorspoed wat hy beleef het in sy lewe, in teëspoed sou verander. God het met duidelike vasgestelde perke aan die Satan die mag gegee om Job se voorspoed weg te neem. Ons het daarvan gehoor wat ook in hoofstuk 1 gebeur het. En ten spyte van hierdie onuitspreeklike lyding en vrees wat ons hier kry, het Job nie gesondig of God van enige iets verwyd nie. Getrou in sy aard het die Satan met 'n nuwe slinkse argument gekom. Sy volgende argument was gewees toe hy sien hy kry niks met Job reg nie, is dat 'n mens alles sal opgee wat hy besit of deel aan het,
solank hy dit nie aan sy eie lyf voel nie. Sodra sy lewe in gevaar kom, of sodra daar 'n direkte aanslag op sy lewe is, sal die vroomste mens sy rug op God draai. Weereens doen God die byna ondenkbare. Hy gee mag aan die Satan om Job direk te teiken. Hy stel in dieselfde asem ook weer 'n duidelike grens. Net sy lewe mag jy nie neem nie. Ons het gelees, Job het siek geword. Hy het baie siek geword. Hy het pynlike swere op sy vel gehad, van sy kop tot sy tone. Wat die siekte ook al was, dit was uiters pynlik en het mense, as ook vir Job self, met walging vervul. Die primêre doel van die Satan met hierdie fisieke ellende was om Job so desperaat te maak dat hy God sou vervloek. Die prentjie wat ons hier van Job kry is ontstellend om die minste daarvan te sê. As 'n man wat al sy besittings en sy familie verloor het, sit hy op 'n ashoop en krap sy swere met 'n potskerf. Alles aan en rondom hom getuig van uiterste ellende wat hy beleef het. Op hierdie punt kom Job nog by 'n volgende groot versoeking in sy lewe. Sy vrou, die enigste een van sy familie wat nog oor is, moedig hom aan om God te vervloek en maar net dood te gaan. Dit word natuurlik 'n enorme beproewing vir Job. Weereens bewys Job die Satan verkeerd. Hy berisp sy vrou en hy wys vir haar daarop dat 'n mens beide die goeie en die slegte uit God se hand uit moet aanvaar. Tot op hierdie punt het hy nie gesondig met enige iets wat hy gesê het nie. Dit wat ons by Job leer, is dat ons baie keer ook maar net geduldig moet wees, wanneer dinge vir ons nie reg loop nie, en wanneer dit met ons sleg gaan. Hier is 'n uitnemende voorbeeld van geloof in God, wat staande gebly het, in 'n tyd toe alles in en om Job kon uitskree, dat genoeg is, en dat hy nou maar sy rug op God kan draai, en dat hy maar deur die omstandighede oorweldig kan word, en dat hy maar half ook bitter kan word in sy lewe. Sy omstandighede het dit immers geregverdig. Die vraag is, hoekom glo mense in God? Gaan dit oor die dinge wat hulle uit die lewe ontvang, in terme van materiële seën, terme van gesondheid, terme van goeie omstandighede, of gaan dit oor God self? Hoekom dien ons God? Is ons bereid om God steeds te vertrou, midde in die storm? In Job 1 en 2 word presies hierdie vraag gevra. Job as 'n godvreesende man, wat God in alles wil dien en eer, beleef die ergste denkbare omstandighede. Wat hy nie weet nie is dat die Satan juis die aanklaag voor God gebring het. Dat Job en per implikasie alle mense wat in God glo, hom net dien vir die persoonlike voordeel wat hulle daaruit trek. Dit was die aanklag van Satan gewees. In 'n onlangse navorsingsstuk onder Amerikaanse tieners en jong volwassenes wat gepubliseer is in die boek Soul Searching, word juis hierdie sake aangeraak en word daar 'n klompie redes vir geloof gegee en waarom mense glo, en daar's geen rede om nie ook te dink dat van dit wat in hierdie navorsingsstuk deurgegee word, dat dit ook op ons in Suid-Afrika van toepassing is nie. Hoekom mense glo is volgens hierdie navorsingsstuk die volgende.
Mense glo omdat hulle sê, daar bestaan 'n God wat die wêreld geskep het, dit orden en wat menslike lewe op aarde versorg. Mense glo omdat hulle glo dat God wil hê dat dit met ons moet goed gaan, dat hulle moet vriendelik wees, dat hulle regverdig teenoor mekaar moet wees, soos wat die Bybel en die meeste groot godsdienste vir ons leer. Die sentrale doel van die lewe is om gelukkig te wees en goed oor jouself te voel. Godsdienst speel 'n belangrike rol juis daarin en daarom sê mense daarom glo. En dan wat mense ook sê rondom geloof baie keer, God hoef nie regtig betrokke in jou lewe te wees nie. Behalwe as jy God nodig het om 'n groot probleem in jou lewe op te los. En dan ook 'n belangrike rede waarom mense glo is omdat hulle eendag hemel toe wil gaan wanneer hulle sterf. Hierdie eenvoudige benaderings wat 'n mens kry van waarom mense glo raak baie keer maklik problematies sodra 'n mens ouer begin word en so bietjie meer met die lewe te make kry of wanneer jy gekonfronteer word met die pynlike werklikhede van die lewe. 'n Geloof wat net op geluk belangstel en daarop ingestel is. 'n Geloof wat net regverdig teenoor ander wil wees ten einde om eendag hemel toe te gaan sukkel om krisisse te deurstaan. Die boek Job is 'n uitnodiging om die diepte en ook die misterie en die lewende teenwoordigheid van God te ontdek. Juis deur sy pyn en sy verlies, leer Job vir God op 'n veel dieper manier leer hy hom ken. En wat hom in dit alles gedra het, wat vir Job in dit alles gedra het, was God self gewees. Miskien voel jy dat jy nooit by Job se standaarde sal kan uitkom nie. Wees getroos. Die verhaal van Job gaan nie in die eerste plek oor Job se groot geloof nie, maar God wat in beheer is van die sigbare en die onsigbare, van die verstaanbare en die onverstaanbare. God bly getrou aan Job. Hy bly vir Job voed, sodat Job steeds aan God kan bly glo. Ons leef natuurlik ook in 'n ander tydvak as Job. Intussen het God hom in Jesus kom openbaar. As God se eniggebore seun, het hy in ons menswees kom deel en het hy 'n lydensbeker gedrink wat bitterder was as enigiets wat enige mens nog ooit moes verduur het. God staan daarom nie apaties of koud teenoor ons lyding nie. Verder het ons ook die Heilige Gees ontvang wat in ons bly en ons van binne af oortuig dat geen dood of swaar kry of lyding ons kan skei van God se liefde nie. Die God van Job is ook ons God, wat nie altyd dalk vir ons al die antwoorde op ons moeilike lewensvrae gee nie, maar wat ons lyding ken en wat ons vashou. Wanneer ons vandag by Job 2 stil staan, moet ons nie vashak by die omstandighede wat ons in diep ellende intrek baie keer nie. Natuurlik moet ons dit hanteer en dit in 'n worsteling ook baie keer maar na die Here toe bring. Terwyl ons dit doen, moet ons egter onthou wie God is. En Job help ons hiermee baie. Dit wat ons lees in Job 1 en 2 is nie ligte woorde wat onsensitief oor mense se swaar kry net maar so gly nie. Dit is woorde wat juis
in ons donkerste oomblikke vir ons lig wil bring en vir ons sal help om 'n bietjie dieper te sien. God sien raak wat met ons gebeur. God sien raak wat in ons lewe gebeur. En hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy self is die bron van ons geloof. Kom ons bid saam. Die Here seën jou om 'n instrument van sy vrede te wees. Om daar waar haat is, liefde te saai, waar daar verontregting is, vergifnis, waar daar twyfel is, geloof, waar daar wanhoop is, hoop, waar daar donkerte is, lig, en waar daar hartseer is, blydskap. So seën die Here jou. Amen.